Goeiedag, my naam is Tiaan Gildenhuys en op hierdie DVD wil ek met jou praat oor 'n baie belangrike aspek, naamlik waarom het God die huwelik ingestel? Want baie mense daar buite, Christene ingesluit, en ek sluit myself in, weet nie en het nie geweet wat sê hierdie boek, die Bybel, die woord van God, oor waarom het God die huwelik ingestel nie. En omdat die mense dit nie weet nie, is daar vreeslik baie verwarring daar buite oor wat is dan nou huwelik en wat stel 'n huwelik saam en. Maar ons moet verstaan mense, die huwelik word in God se woord beskryf. En dit gaan alles net oor Jesus Christus, so kom ons bid eers gou saam. Vader, in die magtige naam van Jesus wil ons U loof en prys en eer. Dankie Here dat ons weer die Bybel sê waar 2 of 3 in my naam vergader is ek in hulle midde. So ons weet U is hier waar ek besig is met die opname, maar U is ook daar waar mense na hierdie DVD gaan kyk. En ons wil vra Here dat die Heilige Gees my die pad sal vat, dat ek nie die een sal wees wat spreek nie, maar dat U in en deur my sal spreek en dat U self deur die Heilige Gees vir ons die skrifte sal openbaar oor hierdie baie belangrike onderwerp. En Here, dat U ook daar sal wees waar mense na die DVD sal kyk en dat die Heilige Gees elkeen sal oortuig rakende die waarheid van U woord. En dankie Here dat U ons die autoriteit gee om vir die Satan te sê, Satan, ons bind jou werke. Jy sal nie keer dat God se kinders hierdie boodskap ontvang nie, die Here bestraf julle en julle sal verdwyn in die magtige naam van Jesus Christus. Here Jesus, nou vra ek dat U ons sal toemaak met die kosbare bloed, dat die engele om ons almal sal plaas waar ons ook mag besig wees met hierdie DVD en dat U self 'n muur van vuur van beskerming om die kinders sal wees, sodat dit telkens 'n veilige plek is waar ons besig is. Word verheerlik, o Here, deur die openbaring van die skrifte. Ons vra dit in die kosbare naam van Jesus Christus. Amen. Nou, by die DVD gaan ons kyk na die volgende 3 punte, naamlik verhoudings na gees, siel en liggaam. Punt 2, die instelling van die huwelik. En punt 3, vir wie doen ons dit alles? Nou, ek begin altyd met 2 Korintiërs 1 vers 13 wat sê, want ons skryf aan julle niks anders as wat julle lees of ook verstaan nie, en ek hoop dat julle dit ook tot die einde toe sal verstaan. So sal ons vandag lees wat die Bybel vir ons sê oor die huwelik en die instelling van die huwelik, en jy gaan sien, mense kan dit verstaan net soos wat dit daar staan. Want in Matteus 22 vers 29 het Jesus gesê, julle dwaal, omdat julle die skrifte nie ken nie, en ook nie die krag van God nie. En mense, daardie was my probleem ook. 36 jaar van my lewe, totdat ek Jesus Christus persoonlik ontmoet het in 1999, ek het gedwaal omdat ek die skrifte nie geken het nie. En hoekom het ek die skrifte nie geken nie? Want ek het nie die skrywer van die skrifte geken nie. Ek was nie in 'n persoonlike verhouding met Jesus Christus nie, want ek het nie geweet dat 'n gewone ouetjie soos ek mag ook in 'n verhouding wees met die lewende God nie. En daarom het ek gedwaal omdat ek die skrifte nie ken nie. En omdat ek die skrifte nie geken het nie, het ek wat nie geken nie? Die krag van God. Die krag van God waar? Ook in my huwelik, in my verhouding met my kinders, my finansies, my werksmense. Maar eers toe ek Jesus Christus persoonlik leer ken het ek die krag van God leer ken ook in my huwelik. En daarom gaan ek ook vandag vir jou wys waarom het God die huwelik ingestel. En jy sal sien as ons lees wat die skrif sê en ons begin doen wat die skrif sê, dan gaan jy die deurbrake ook begin kry wat die skrif vir jou sê, ook in jou huwelik. By punt 1 gaan ons nou kyk na verhoudings na gees, siel en liggaam. Ek wil eers vir jou teksvers daar wys, 1 Tessalonisense 5 vers 23 sê, en mag hy, die God van die vrede, julle volkome heilig maak, en mag julle gees en siel en liggaam geheel en al onberispelik bewaar word by die wederkoms van ons Here Jesus Christus. Nou ek en jy weet dat ons as gelowige kinders van die Here bestaan uit daardie 3 dele, né? 'n gees, 'n siel en 'n liggaam. So, as ek en jy uit gees, siel en liggaam bestaan, dan moet ons verhoudinge ook uit gees, siel en liggaam bestaan. Hoe kan ek dit sê? Ek gaan dit vandag vir jou wys op hierdie DVD. Want onthou, in die Nuwe Testament, in die Grieks wat gebruik is in die Nuwe Testament, is ding altyd in voorkeurvolgorde van belangrikheid geskrywe. So, my gees is my belangrikste komponent, want dit word eerste genoem in daardie vers. Dan my siel, en in my siel gaan ons net na kyk, en dan ook my liggaam. So, gees, dan siel, dan liggaam. Voorkeurvolgorde van belangrikheid. Nou net so, mense moet ons weet, die woord sê ook, my gees kommunikeer met God se gees. Daarom moet my gees gewederbaar word. En daarom weet ons ook dat Johannes 4:24 sê, God is gees, en nie wat hom aanbid moet hom in gees en in waarheid aanbid, soos wat ons nou daar by skerm sien. God is gees, en die wat hom aanbid, moet in gees en waarheid aanbid. So, daar staan nie, ek moet hom in siel en in waarheid aanbid, of in liggaam en in waarheid aanbid nie. Ek moet hom in gees en in waarheid aanbid. Maar wat is ons siele?
Ons siel is ons wil, ons intellek en ons emosies. Met ander woorde, as jy mooi daarna gaan kyk, W-I-E, wie ek is. Dis wat my siel is. My persoonlikheid, al daai dinge. Dis my sielsgedeelte, dis die sielsdimensie. En dan woon ek in 'n liggaam. So, die mens is 'n gees wat beskik oor 'n siel en wat woon in 'n liggaam. Ek hanteer hierdie aspek ook in baie meer detail op my DVD wat ek het oor waar staan jou gees. Wat ek nou mooi hierdie dinge vir jou verduidelik, maar vir doeleindes van hierdie DVD wil ek net vir jou wys, ons moet ook ons verhoudinge, wanneer 'n jong man en 'n jong meisie mekaar ontmoet, is dit ook die voorkeurvolgorde hoe hulle verhouding moet ontwikkel. Met ander woorde, as hulle mekaar ontmoet, moet hulle eers in gees mekaar ook vind, in die sin dat dien ons dieselfde God, dien ons dieselfde Jesus Christus. Hulle moet met ander woorde saam begin kerk toe gaan, hulle moet saam begin gospelfeeste toe gaan, wat ook al die geval mag wees. Het moet eerste in hulle verhouding gaan oor die geestelike aspek. Want ek weet ongelukkig van mense wat getroud was met mense, en wat ook gesê het, nou, ons praat oor God, en ons praat oor God, en ons praat oor God, maar hulle het nie met mekaar het uitgeklaar voor die tyd dat ons praat van verskillende gode nie, want jy sien, die Hindoes noem hulle gode ook God, die moslems noem hulle Allah ook God. Nee, ons moet seker maak dat ons oor dieselfde Jesus Christus as enigste God, enigste saligmaker, enigste verlosser saamstem in ons verhouding. Want ek sê nou al vir jou, as jy in 'n verhouding ingaan met 'n man of 'n meisie wat van 'n ander geloof is, wat nie saamstem oor dit nie, loop jy oop oë in 'n oorlog in, want die lig in jou gaan bots met die duisternis van daardie afgode wat hulle aanbid, en dit gaan nag veroorsaak in jou huwelik of in jou verhouding met daardie man of daardie meisie. Maak nie saak hoe lief is vir julle nie. Hoe lief is julle vir mekaar nie. So daardie argument van liefde oorwin alles. Nee, ek het nie so jou liefde oorwin ongelukkig nie die verskille tussen gelowe nie. Al wat daar moet oorwin is die liefde van Jesus Christus, wat daar die ander party tot bekering moet laat kom. En as daar die ander party nie bereid is om tot bekering te kom, afstand te doen van sy afgode en slegs Jesus Christus aan te neem saam met jou in jou huwelik nie, is jy in vir 'n oorlog solank as wat jy getroud is. So daarom jong man, daarom jong meisie, moet jy vooraf seker maak gees, dat julle verhouding gebou is op gees, dan siel, dan liggaam. So, eerstens moet jy dan nou uitvind, dien ons Jesus Christus saam. En dan gaan julle saam kerk toe, julle gaan saam gospelfeeste toe, en julle lewe 'n rein en eerbare lewe voor daardie Jesus Christus. Daaruit vloei dan voort, dan begin ons sielsmaatjies raak. Dan begin ons nou lag vir mekaar se simple jokes, en ons begin allerlei verskillende goedjies saam doen, en ons word sulke lekker maatjies, en so aan, want jy sien, nou word my siel, my intellek, my emosies, is nou in lyn, want my gees is nou in plek. Nou kom my siel, en dan die dag as ons trou, kom die liggaam by. Want seks is gemaak vir binne in die huwelik, jong man, jong meisie. Ek het ook 'n hele dubbel DVD stel oor seks en die woord van God, wat ek hierdie goed in detail bespreek. Maar die punt is, weet jy, ongelukkig as gevolg van die sosiale media daar buite, as gevolg van televisie, as gevolg van flieks, het ons almal dit so. Almal spring eers in die bed, en dan, nadat hulle nou 'n paar keer met mekaar seks gehad het, dan wil hulle nou probeer sielsmaatjies raak, en dan begin hulle ook sê, hier soulmates en al sulke goeders. En dan die dag as hulle trou, dan begin hulle nou vir mekaar vra, ag, weet jy wat, gaan ons kerk toe, gaan ons nie kerk toe, en as ons kerk toe gaan, wie se kerk toe gaan ons, my kerk of jou kerk? Jy sien, dis die verkeerde volgorde. 'n Verhouding moet so wees, gees eerste, dan siel, dan liggaam. Want, as die liggaam eerste is, sit jy met die probleem, dat die Bybel sê, jou siel raak verkleef met mense, met wie jy seks buite die huwelik het. Maar ons moet weet, die seksuele is baie, baie belangrik. Want Efesiërs 5:31 sê, daarom moet die man sy vader en sy moeder verlaat en sy vrou aankleef, en hulle twee sal een vlees word. Dit verwys na die liggaamlike eenheid, wanneer hulle seksueel met mekaar verkeer, en dit is die dag as hulle getroud is. Maar ons moet een ding verstaan, mense, Genesis 1 vers 27 en 28 sê, en God het die mens geskape na sy beeld. Na die beeld van God het hy hom geskape. Kyk mooi, die mens enkelvoud, na die beeld van God het hy hom geskape enkelvoud. En dan is daar komma punt. Man en vrou het hy hulle geskape, meervoud.
En God het hulle geseën, en God het vir hulle gesê, wees vrugbaar en vermeerder en vul die aarde, onderwerp dit en heers. Nou wie is hierdie mens wat in die beeld en die gelykenis van God geskaap is? Man en vrou het hulle geskaap, maar dis in Genesis 1. Dis voordat Adam uit die grond uit geskaap was. Was daar dan nou ander mense op die aarde? Nee mense. Wat ons daar leer, is hierdie was die geesmens van die man en die vrou wat gelyk geskaap is. Ons kry die antwoord in Genesis 5 vers 2 wat sê, man en vrou het hy hulle geskape en hulle geseën en hulle mens genoem, die dag toe hulle geskape is. Dit leer ons dus dat die geesmens van die man en die vrou is gelyk geskape en albei die opdrag gekry om te heers. En albei saam word die mens genoem wat in die beeld en die gelykenis van God geskaap is. Dit bevestig dat die man karaktereienskappe het wat die vrou nodig het en dat die vrou karaktereienskappe het wat die man nodig het. Ten einde gesamentlik volmaak mens te wees wat in God se beeld en sy gelykenis geskaap is. Dit is dus twee aparte helftes wat saam moet kom om een volmaakte geheel te vorm. Hoekom anders dink jy praat ons van my wederhelfte? En juist daarom maak Satan seker dat hy heeltyd hierdie twee helftes van mekaar probeer skei met goedertjies. En jy sien mense, jy moet dit nou verstaan. So hier's 'n helfte wat sekere karaktereienskappe het wat hierdie helfte nodig het. Nou sonder hierdie helfte word hierdie twee nie volmaak mens wat in die beeld en die gelykenis van God geskaap het nie. Geskape is nie. Hierdie ene benodig hierdie ene en hierdie ene benodig hierdie ene. En wanneer ons in die huwelik intree en ons word een ook in vlees, dan word ons uiteindelik die mens wat na jare, wat ons is nou besig na gees, siel en liggaam nou, om die mens te word wat in die beeld en die gelykenis van God geskape is. En daarom is dit ongelukkig so, as een nie sy ander helfte kry nie, word hy maar 'n papert. Of hierdie ene word ook maar net hard en kliphard en wil niks. En daarom sal Satan die hele tyd hierdie wil probeer opbreek. Want hy wil hierdie twee helftes uit mekaar uitskeer met allerlei goedertjies, die klein jakkelsies. Maar mense, ons moet een ding reg verstaan. Jou siel raak verkleef. As jy seks buite die huwelik het met iemand, as die liggaamlike vir jou belangriker word as die gees, as jy seks voor die huwelik het, dan sê die Bybel in Genesis 34 vers 2 en 3, jou siel raak verkleef van daardie persoon. Toe Sichem, die seun van Hemor, die Wit, die vors van die land vir Dina sien, het haar gegryp en met haar gemeenskap gehad, en sy siel het verkleef geraak aan Dina. Daar sien ons dit. Ons praat van goddelose sielsbande. Hy het met haar seks gehad buite die huwelik. En as jy daai vers verder gaan lees, dan jy sien daar staan, hy het met haar gemeenskap gehad en haar onteer. Want jy sien, dis die eer van 'n meisie wat weggevat word. Want daardie eer was veronderstel om geberre te wees vir die aand van die huwelik, die huweliksnag. En sy siel het verkleef geraak aan Dina. En wat het hierdie goddelose sielsband in ou Hemor se lewe tot gevolg gehad? Hulle slaan ook Hemor en sy seun Sichem dood met die skerpte van die swaard. Daarna neem hulle Dina uit die huis van Sichem uit en vertrek. So, wat het dit in sy lewe tot gevolg gehad? Die feit dat Sichem by Dina geslaap het. Dit het sy lewe gekos en selfs sy pa se lewe in daardie geval. En ons lees in Levitikus 20 vers 10, ons kan bly wees ons lewe nie in die Ou Testamentiese tyd nie. As iemand oorspel doen met 'n man se vrou, oorspel doen met sy naaste se vrou, moet hy en sy wat oorspel doen sekerlik gedood word. Deuteronomium 22 vers 22 sê, as 'n man betrap word terwyl hy met 'n getroude vrou gemeenskap het, moet hulle albei sterwe. Die man wat met die vrou gemeenskap gehad het en die vrou. So moet jy dan die kwaadheid Israel uitroei. Kyk mooi. Seks buite die huwelik was vir God so erg in die Ou Testament, hy het hulle met klippe laat doodgooi. So wat laat ons dink, dis vandag vir God aanvaarbaar, as ons in aanmerking neem, dat Maleagi 3 vers 6 sê, want ek die Here het nie verander nie. En Hebreërs 13 vers 8 sê, Jesus Christus is gister en vandag dieselfde, en tot in alle ewigheid. So as God nog nooit verander het nie. En seks buite die huwelik was vir hom so erg dat hy hulle met klippe laat doodgooi. Kan ons bly wees, ons word nie vandag meer met klippe doodgegooi nie. Maar die beginsel van sterf is vandag steeds van toepassing as daar seks buite die huwelik plaasvind. Want een huwelik sterf of twee huwelike sterf. Punt 2, 'n verhouding tussen 'n pa en sy kinders sterf, of 'n verhouding tussen 'n ma en haar kinders sterf, want die kinders begin nou kies, by wie moet hulle gaan bly, by pa of by ma. Punt 3, soms sterf finansies. En punt 4, as gevolg van seksueel oordraagbare siektes, sterf mense vandag ook nog fisies. Maar mense, dis wat ons moet verstaan. Daarom is die Bybel duidelik. Die volgorde moet wees, gees,
siel en liggaam. Want as die liggaam eers inkom nadat die huwelik gesluit is ons geborge, is ons veilig, is daar nie 'n beginsel van sterwe in die huwelik van toepassing nie, en kan 'n man en 'n vrou werklik een wees in vlees, want hulle is vry voor God, hulle het hulle self rein gehou voor God, en dit is waaroor dit gaan. En daarom moet die jong mense weet, en moet hulle kennis neem daarvan, dat hulle verhoudinge moet bou na gees, dan siel, dan liggaam, eers na die troue. Hierdie eerste twee is voor die troue, ja. Maar hierdie derde een is na die troue. Moenie dit so omdraai nie. Moenie eers liggaam, dan siel en dan gees wil inbring nie, want dan is jy klaar besig om jou verhouding op 'n altaar te plaas van verdoemenis, want die Satan gaan dit kom wil vernietig en het mekaar skeer, want hy het wettige regte. Maar ja, nou kan jy vir my sê, wow, Tiaan, maar was bietjie, ek het dit nou so gedoen, ek en my man het dit nou so gedoen, ons is nou getroud nadat ons dit so omgedoen het. Wel ja, prys die Here vir sy genade wat sê, as ons sondes bely, hy is getrou en regverdig om ons al ons ongeregtighede te vergewe. So ja, jy en jou man kan na die Here toe gaan, kan saam na iemand toe gaan om saam julle te bid, ook vir bevryding, vir belydenis van hierdie goeders, om dit dan klaar te maak, dit neer te lê, en dan van nou af werklik julle huwelik geestelik eerste te plaas vir God, en dan siel en dan liggaam, dat julle in eenheid kan wees voor die Here. So jy hoef nie laat die skuldgevoelens van die Satan jou nou aftrek op grond van wat ek nou vir jou gesê het nie. Maar wat ek pertinent vir die jong mense wil sê, wat nog nie getroud is nie, dit is wat vir jou die belangrikste moet wees, my jong mens, jong seun, jong meisie, jy moet vir jou 'n vriend kry, jy moet vir jou 'n meisie kry, wat die Here Jesus Christus saam met jou dien, en dan kan julle sielsmaatjies word oor tyd, en dan wanneer julle trou die dag, dan eers kom die seksuele by. Nou by punt 2 gaan ons kyk na die instelling van die huwelik. Wat is die redes vir die instelling van die huwelik? En eerstens gaan ons lees wat sê die wêreld. Volgens die wêreld, volgens die evolusie. En hier is nogal 'n ding wat kom uit The Origin of Marriage, Answers in Genesis, wat deur 'n evolusionis geskryf is. Hy sê, of sy, ek weet nie eens wie of dit 'n man of 'n vrou is wat dit geskryf het nie. Ek weet nie eens of dit 'n man of 'n vrou was wat dit geskryf het nie. Marriage has not been established by God. Neither did it exist from the beginning. Rather, it was socially acquired in the framework of cultural evolution. Robert Havemann describes the evolution of matrimony as follows. In primitive societies, everybody, men and women, were equal. There were no matrimonial unions, but so-called group marriages existed. These groups had no rules about who could have intercourse with whom. Met ander woorde, enigiemand kon maar by enigiemand geslaap het volgens hierdie ouens. Similarly, a development from a matriarchy, women ruling, to a patriarchy, men ruling, is assumed. Dit is interessant, hier weerspreek homself sommer in die eerste twee sinne. Want eers sê hy, men and women were equal and there were no matrimonial unions, maar dan sê hulle, daar was a development from a matriarchy to a patriarchy. So as daar 'n development moes gekom het from a matriarchy to a patriarchy, dan kon men en women nie equal gewees het volgens sy eie argument nie. Maar kom ons laat dit daar. So, dis wat die wêreld sê. Die wêreld sê die huwelik het nie van die begin af bestaan nie, dit kom nie van God af nie, dit is sosiaal ingewerk oor eeue. Maar volgens die Bybel is dit deur God ingestel. Matteus 19 vers 4 tot 6 sê Jesus, en hy antwoord hulle en sê, het julle nie gelees dat hy wat hulle gemaak het, hulle van die begin af man en vrou gemaak het nie, en gesê het, om hierdie rede sal die man sy vader en sy moeder verlaat, en sy vrou aankleef, hulle twee sal een vlees wees, sodat hulle nie meer twee is nie, maar een vlees. Wat God dan saamgevoeg het, mag geen mens skei nie. Hier is 'n paar belangrike beginsels net in hierdie vers. In die eerste plek het hulle van die begin af man en vrou gemaak. Nie man en man nie, en ook nie vrou en vrou nie. En hy het hulle ook nie gemaak man en vrouens nie, of mans en vrou nie. Ons moet mooi kyk waaroor gaan die huwelik. Dit is die eenheid van een man en een vrou. En daarom sal die man sy vader en sy moeder verlaat en sy vrou aankleef. Hy sal nie die ander man aankleef nie. En die vrou sal nie haar vader en moeder verlaat en die ander vrou aankleef nie. Dit is nie in lyn met die skrif nie. Op my DVD's oor seks en die woord van God praat ek meer in detail daaroor. Nou dan, wat is die rede waarom God dan die huwelik ingestel het? 2.1 vir kameraadskap. In Genesis 2 vers 18 ook het die Here God gesê, dit is nie goed dat die mens alleen is nie. Ek sal vir hom 'n hulp maak wat by hom
pas. Nou daardie 'n hulp, die Engelse Bybel praat van 'n helpmeet. In Hebreëus is die woorde ezer kenegdo, is the Hebrew words used in the Bible in Genesis 2 verse 18. It means ezer, a counterpart, a help corresponding to him, a rescue, a match. Kenegdo means like him, a reflection, a power or strength equal to or adequate for in every respect. Nou daar het jy dit nou. Onthou ons het gesê aan die begin, is die gees van die man en die vrou gelyk geskape. En God het vir hulle gesê, wees vrugbaar, vermeerder, vul die aarde, onderwerp dit en heers. Daarom, my liewe broer, moet jy een ding verstaan. Jou vrou se gees het dieselfde kapasiteit om te heers by God gekry. Daarom as oupa nie sy rol as koning, priester en profeet in hulle huis uitlewe volgens wat die Bybel van hom verlang het. Ek het ook 'n hele DVD oor koning, priester en profeet, oor die rol van die man in die huwelik. Dan sal ouma op sy kop kom sit. Hoekom? Want sy het die kapasiteit om te heers. Haar gees het die kapasiteit. Daarom kan 'n vrou die bestuurderes wees van 'n besigheid. Daarom kan 'n vrou 'n minister van 'n land wees en dies meer. Hoekom? Want sy het die kapasiteit om te heers by God gekry. Maar dis nie heeltemal wat God van ons verwag nie. Ek het ook 'n DVD oor vrou as jy in God se wil, waar ek weer die rol van die vrou in die huwelik bespreek. Maar die punt wat jy moet verstaan, man en die vrou is mekaar gegee vir kameraadskap. Die vrou is daar om te bemoedig, om op te tel en om sterk te maak en om ook deur te dra, vir haar man te bid en dies meer. Ek hanteer dit op die ander DVD's. Maar hierdie is die redes waarom God die huwelik ingestel het. Eerstens vir kameraadskap. Dan 2.2 vir seksuele vervulling. Genesis 2 vers 24, daarom sal die man sy vader en sy moeder verlaat en sy vrou aankleef, hulle sal een vlees wees. Hierdie vers word actually 4 keer in die Bybel aangehaal. Ek wys jou net 2 daarvan. Die ander een is Efesiërs 5 vers 31. Daarom het die man sy vader en sy moeder verlaat en sy vrou aankleef en hulle twee sal een vlees word. So hierdie verwys na die seksuele vervulling, die seksuele eenheid wat hulle word, die man en die vrou. In 1 Korintiërs 7 vers 1 tot 5 sê ook, met betrekking tot die dinge waaroor julle aan my geskryf het, dit is goed vir 'n man om 'n vrou nie aan te raak nie, maar vanweë die hoererye moet elke man sy eie vrou hê en elke vrou moet haar eie man hê. Die man moet aan die vrou die verskillende welwillendheid bewys en net so ook die vrou aan die man. Die vrou het nie mag oor haar eie liggaam nie, maar die man. En net so ook het die man nie mag oor sy eie liggaam nie, maar die vrou. Onttrek julle nie aan mekaar nie. Hierdie verwys na seksueel. Onttrek julle nie aan mekaar nie, behalwe met wederwysige ooreenstemming vir 'n tyd lank om julle aan vas en gebed te kan wy en kom weer by mekaar. Hoekom? Sodat die Satan julle nie in versoeking bring deur julle gebrek aan selfbeheersing nie. En dis die voorbeeld wat ek altyd gebruik. Jy weet, as jy kwaad word vir jou man en jy gaan slaap in die spaarkamer vir 3 weke, in daai 3 weke gaan Satan seker maak dat daar by sy werk 'n gultjie instap met die mooiste lyfie en die kortste rokkies en die sagste oortjies en sy gaan na al jou man se klagtes luister en sy gaan sê, jy is darem met 'n heks getroud. En uiteindelik stap jy in 'n egskeiding en dan sê, ja, my man het mos weer rondgevoeter. Nee, jy het jou onttrek. Of my liewe broer, dieselfde met jou. Jy word kwaad vir jou vrou. Jy gaan slaap in die spaarkamer vir 3 weke. Raai wat gebeur? In daardie tyd gaan Satan seker maak dat daar by haar werk of iewers waar sy gaan oefen by 'n gym of waar sy gaan koffie drink, so 'n hank van 'n ou instap, jy weet. Maar hy het sulke sagte oortjies en hy verstaan alles waardeur sy gaan en hy sies tog sy is daarom met so 'n monster van 'n man getroud. 6 maande later gaan jy deur 'n egskeiding, my broer, en dan sê jy weer, ja, sien jy, my vrou het mos rondgevoeter. Nee, my broer, is omdat jy jou onttrek het van jou vrou in julle slaapkamer. Die woord sê onttrek julle nie mekaar nie, behalwe met wederwysige ooreenstemming om julle aan vas en gebed te wy en kom weer by mekaar, sodat die Satan julle nie in versoeking sou bring weens julle gebrek aan selfbeheersing nie. 2.3 vir voortplanting. Genesis 1 vers 28. En God het hulle geseën en God het vir hulle gesê, wees vrugbaar en vermeerder en vul die aarde. So, wat is hierdie punt, die rede vir waarom God die huwelik ingestel het? Vir voortplanting. Want as jy's uit die huwelik uit wat ons voortplant, en daarom my mense moet jy een ding reg verstaan, 'n homoseksuele huwelik kan nie voortplant op die manier wat God dit beveel het nie. Want dit is net nie moontlik nie. Ja, dit help nie sê, maar ek gaan hierdie ou se spermselle leen of ek gaan daai ene se eiers leen of wat ook al die geval mag wees en dit goed by mekaar laat sit, wetenskaplik en implant en wawa en al hierdie goeders en dan sê, maar daar is nou ons kinders. Nee, man en vrou
seksuele eenheid in 'n huwelik. Waarom het God die huwelik ingestel? Onder andere vir voortplanting, soos wat ons dit hier sien. Mense, ons moet weet, die huwelik is deur God ingestel. En almal wil deesdae sê, maar homoseksuele huwelike is ook huwelike. Ek is jammer, ek kan nie daarmee saamstem nie. En ek gaan nou vir jou 'n dingetjie op die skerm wys, waar 'n hof in Strasbourg, die Wêreldhof in Strasbourg in Frankryk in Junie 2016, 'n beslissing gemaak het, 'n hofuitspraak, 'n internasionale hofuitspraak gemaak het om te sê, 'n huwelik is net 'n verbinding tussen 'n man en 'n vrou. Homoseksuele huwelike word nie deur daardie hof as 'n huwelik gesien nie. Maar ek gaan dit nou vir jou op die skerm wys, en dan gaan jy self ook maar kan kyk wat die uitspraak was, maar dit word nie aan die groot klok gehang nie. Dit word nêrens gewys nie. Dis maar net, dis op ons pad gekom, en ek wys dit nou vir jou sodat jy kan weet, maar selfs die Wêreldhof stem saam met wat die Bybel sê, maar die mense daar buite wil dit nie hoor nie, want hulle wil nog aangaan om hulle sondes te regverdig. Goed, wat is die volgende punt? Waarvoor is die huwelik ingestel? 2.4, vir die opvoeding van goddelike kinders. Deuteronomium 6, vers 6 tot 8 sê, en hierdie woorde wat ek jou vandag beveel moet in jou hart wees. Jy sien, jy moet hierdie goed ken, jy moet die woord van die Here ken. Hoekom? En jy moet dit jou kinders inskerp en daaroor spreek as jy in jou huis sit en as jy op pad is en as jy gaan lê en as jy opstaan. Ook moet jy dit as 'n teken bind op jou hand en dit moet as 'n voorhoorsband tussen jou oë wees. So kyk mooi, wie moet hierdie dinge van die woorde van die Here vir jou kinders leer? Jy moet. Nie jou sonnaarskooljuffrou nie. Nie iemand anders in jou familie nie. Nie die dominee nie. Nie jou pastoor nie. Jy. En jy sien, vir jou, om dit vir jou kinders te kan leer, moet jy die woord van God natuurlik ken. En daarom moet jy in 'n intieme verhouding met die Here wees. Daarom moet jy jou eie Bybel lees, sodat jy kan weet wat om vir jou kinders te leer. En die Here herhaal dit nogal in Deuteronomium 11 vers 18 en 19 waar hy sê, lê dan hierdie woorde van my weg in julle hart en in julle siel. En bind dit as 'n teken op julle hand en laat dit as 'n voorhoofsband tussen julle oë wees. En leer dit aan julle kinders deur daaroor te spreek as jy in jou huis sit en as jy op pad is. En as jy gaan lê, en as jy opstaan. So, wanneer en waar moet jy met jou kinders praat oor die dinge van die Here? Wanneer jy in jou huis is, wanneer jy gaan lê, wanneer jy opstaan, wanneer jy op die pad is, dag en nag, moet jy jou kinders leer van die woord van die Here. Saam met hulle bid, hulle sê, kom ons bid vir ons in die kar klim en ry, dat die Here ons kan beskerm. En as iets gebeur, dan sê jy, sien jy, ons het ons gebid, so het die Here ons beskerm. Al hierdie tipe van goed, maar jy sien pa, as jy nie jou eie Bybel ken nie, hoe gaan jy dit vir jou kinders doen? Hoe gaan jy dit vir jou kinders leer? En dit is baie maklik om te sê, nee, ek weet nou nie veel van die Bybel en stuur my kinders maar sonnaarskool toe, laat hulle dit vir die kinders leer. Jy is ongehoorsaam aan die woord. Maar ons is veronderstel om ons kinders die goddelike beginsels te leer. En dit is interessant, oppas ook om nie sommer net vir jou kind alles te gee nie. Kom ons kyk nou hierdie volgende videoetjie, wat 'n sielkundige van die Universiteit in Amerika praat oor 'n spesifieke vitamien wat jou kinders nodig het, naamlik Vitamiene N. Maar kom ons kyk eers hierna. I want to tell you about an essential vitamin you've probably never heard of. If you're a parent or plan to be one, it might be more important to your child's growth than all other vitamins combined, and only you, a parent, can provide it. I call it vitamin N, the word no. More and more children, I find, are suffering from vitamin N deficiency, and they, their parents, and our entire culture are paying the price. Let me illustrate my point with a story that's quite typical. A father, I'll call him Bill, gave his son, age 5, pretty much everything the little boy asked for. Like most parents, Bill wanted more than anything for his son to be happy, but he wasn't. Instead, he was petulant, moody, and often sullen. He was also having problems getting along with other children. In addition, he was very demanding and rarely, if ever, expressed any appreciation, let alone gratitude, for all the things Bill and his wife were giving him. Was his son depressed, Bill wanted to know? Did he need therapy? His son, I told him, was suffering the predictable ill effects of being overindulged. What he needed was a healthy and steady dose of vitamin N. Overindulgence, a deficiency of vitamin N, leads to its own form of addiction. When the point of diminishing returns is past, and it's passed fairly early on, the receiving of things begins to generate nothing but want for more things.
One terrible effect of this is that our children are becoming accustomed to a material standard that's out of kilter with what they can ever hope to achieve as adults. Consider also that many, if not most children, attain this level of affluence not by working, sacrificing, or doing their best, but by whining, demanding, and manipulating. So in the process of inflating their material expectations, we also teach children that something can be had for next to nothing. Not only is that a falsehood, it's also one of the most dangerous, destructive attitudes a person can acquire. This may go a long way toward explaining why the mental health of children in the 1950s, when kids got a lot less, was significantly better than the mental health of today's kids. Since the 50s, and especially in the last few decades, as indulgence has become the parenting norm, the rates of child and teen depression have skyrocketed. Children who grow up believing in the something for nothing fairy tale are likely to become emotionally stunted, self-centered adults. Then, when they themselves become parents, they're likely to overdose their children with material things. The piles of toys, plushies, and gadgets one finds scattered around most households. In that way, overindulgence, a deficiency of vitamin N, becomes an inherited disease, an addiction passed from one generation to the next. This also explains why children who get too much of what they want rarely take proper care of anything they have. Why should they? After all, experience tells them that more is always on the way. Children deserve better. They deserve to have parents attend to their needs for protection, affection, and direction. Beyond that, they deserve to hear their parents say no far more often than yes when it comes to their whimsical desires. They deserve to learn the value of constructive creative effort as opposed to the value of effort expended whining, lying on the floor, kicking and screaming, or playing one parent against the other. They deserve to learn that work is the only truly fulfilling way of getting anything of value in life, and that the harder they work, the more ultimately fulfilling the outcome. In the process of trying to protect children from frustration, parents have turned reality upside down. A child raised in this topsy-turvy fashion may not have the skills needed to stand on his or her own 2 feet when the time comes to do so. Here's a simple rule. Turn your children's world right side up by giving them all of what they truly need, but no more than 25% of what they simply want. I call this the principle of benign deprivation. When all is said and done, the most character-building 2-letter word in the English language is no. Vitamin N. Dispense it frequently. You'll be happier in the long run, and so will your child. I'm John Rosemond, author and family psychologist for Prager University. Dis nou interessant, né? Interessante videoetjie, maar mense, dis uiters belangrik. Want juis omdat kinders nie meer nee hoor nie, vat hulle alles net for granted, soos hulle sê. Hulle verwag net dat pa en ma nog meer gaan gee en pa en ma gee maar net nog meer, denkende dat dit gaan hulle kinders gelukkig maak. Hoe meer besittings die kindertjies het, hoe gelukkiger gaan hulle wees. Nee, as die kinders begin leer, daar's 'n nee ook partykeer. Want daarom sê die Bybel ook in Jakobus 5 vers 12, maar bo alles my broeders, moenie sweer nie, nie by die hemel nie en ook nie by die aarde nie en ook geen ander eed nie, maar laat julle ja, ja wees en julle nee, nee, sodat julle nie onder 'n oordeel val nie. So jou kinders moet ook leer, pa se ja is sy ja en sy nee is sy nee. Ma se ja is haar ja en haar nee is haar nee. So as ma gesê nee, is dit nee. Ek gaan net nie eers weer by pa probeer sy arm draai nie, want pa en ma se nee is albei nee. En daarom moet daar altyd eenheid tussen 'n pa en 'n ma wees wanneer dit kom by kinderdissipline. Ons het ook 'n hele DVD oor dissipline volgens die woord. Maar ons moet een ding weet, dit is baie belangrik. En juist daarom probeer Satan dissipline wegvat en daar nou wetgewing al in Suid-Afrika dat jy selfs nie as jou kind mag pak gee in jou eie huis nie, want dit is teenstrydig met die woord. En nou kom die vrees weer en mense wil dan nou nie meer doen wat die Bybel sê nie. Maar ons
Die deel 1 van die opdragte, een van die redes waarom God die huwelik ingestel het, is om goddelike kinders voor te bring. Die volgende punt, 2.5. Om Christus se simboliese huwelik met sy bruid, die kerk, te demonstreer. Efesiërs 5 vers 22 tot 27 sê, vroue, wees aan julle eie mans onderdanig, soos aan die Here. Kyk mooi daar sis. Wees aan jou eie man onderdanig, soos aan die Here. Want die man is die hoof van die vrou, soos Christus ook hoof is van die gemeente. En hy is die verlosser van die liggaam. Maar soos die gemeente aan Christus onderdanig is, so moet die vroue dit ook in alles aan hulle eie mans wees. Manne, julle moet julle eie vroue lief hê. Soos Christus ook die gemeente liefgehad en homself daarvoor oorgegee het om dit te heilig, nadat hy dit gereinig het met die waterbad deur die woord, sodat hy die gemeente voor hom kon stel, verheerlik, sonder vlek of rimpel of iets dergeliks, maar dat dit heilig en sonder gebrek sou wees. Jy sien manne, dis wat jy moet doen. Jy moet jou vrou reinig met die waterbad deur die woord oor jou vrou uitspreek, woord vir haar en die kinders lees, die voorbeeld wees, die koning, die priester en die profeet, een wat voorloop, een wat vir sy gesin wys, hoe dien mens die Here, wat nie net die hele tyd wil vloek en skel en 'n tiran is en wil breek en afbreek nie, maar wat koester en beskerm, wat optel en bemoedig, 'n man van God soos wat God dit wil hê. En daarom, vrou, moet julle ook weet, julle moet aan julle eie mans onderdanig wees soos aan die Here, want daardeur dien julle ook die Here, nê? 2.6 Sodat die man iemand kan hê om homself voor op te offer. Jy weet, God het die mans maar so gemaak, hulle wil uitgaan en gaan konker en gaan veg en beklei vir sy grondgebied. Daarom sê Efesiërs 5:25, manne, julle moet julle eie vroue lief hê, soos Christus ook die gemeente liefgehad en homself daarvoor oorgegee het. Jesus Christus het gesterf vir sy bruid. En daarom, my liewe broer, is ek en jy veronderstel om bereid te wees om te sterf vir ons vrouens. Want dan is ons ook gehoorsaam aan die woord. So waarom het God die huwelik ingestel? Sodat die man iemand kan hê vir wie hy bereid sal wees om te sterf. 2.7 Sodat die vrou iemand kan hê om lief te hê, voor om te gee en die huis kan oppas. Want Titus 2 vers 4 sê, sodat hulle die jong vroue kan leer om versigtig te wees, hulle mans en kinders lief te hê. Jy sien, die ouer vrouens moet die jonger vroue leer om hulle mans en kinders lief te hê. Maar ongelukkig, in baie gevalle, sê die ouer vrouens vir die jonger vrouens, oppas van mans, hulle soek net een ding hoor. Maar jy moet nou oppas vir jou man. Nee, die Bybel sê, ouer vrouens, leer die jonger vrouens om versigtig te wees, ja, maar ook om hulle mans en hulle kinders lief te hê. En 1 Timothy 5:14 in die King James sê dit vir my die mooiste, I will therefore that the younger women marry, bear children, guide the house, give none occasion to the adversary to speak reproachfully. So wie moet die house guide? The women. Dis die vrouens wat 'n huis bestuur. Want Spreuke 14 vers 1 sê, die wysheid van die vroue bou die huis, maar die sotheid breek dit met eie hande af. So kyk mooi sis, daar staan die wysheid van die vroue bou die huis, nie die wysheid van die manne nie. So jy is die barometer van julle huis. Jy kan met wysheid sien, as jou man uitkom met die kar uit, met so 'n groot mond aan hom, dik bek, sê jy vir kinders, gaan kamer toe, gaan doen julle huiswerk, en as hy inkom sê, ag ou liefie, ek sien jy het 'n moeilike dag gehad, kom ek maak vir jou 'n koppie koffie, of wat ook al die geval mag wees, want jy sien jou wysheid bou die huis. Maar die sotheid breek dit met eie hand af. Soos jy nou daarop staan en sê, ja, as jy alweer dikbek, kyk hoe lyk jy nou alweer. Dan sê die woord, dan gaan 'n krenkende woord die toren laat opkom. So nee, sis, jy is die wyse een. Dis juist waarom het God die huwelik ingestel? Sodat die vrou die huis kan bou, die wysheid van die vroue. Jy sien, want hierdie helfte het hierdie helfte nodig, sodat hulle saam, man en vrou, die mens kan wees wat in die beeld en die gelykenis van God geskaap is. Kom ons gaan aan, die volgende punt, 2.8, om die basiese boustene van die samelewing daar te stel. Mark Allen Williams het hierdie ding geskryf oor Why Did God Create Marriage, en hy het gesê, throughout the Bible we see that the family is the basic unit and building block of society. The children of Israel camped and were protected by families during the Exodus. The rebuilding of the wall around Jerusalem was done in sections by families, as recorded in Nehemiah. And they were willing to fight to protect their families. People were often converted to Christ as whole families. See Acts 16 verse 33. Research shows that when families are weak, societies are weak. Educationally, morally, economically, and criminally.
Want Eksodus 20 vers 12 sê, eer jou vader en jou moeder. Hoekom? Dat jou dae verleng mag word in die land wat die Here jou God aan jou gee. Ons moet dit besef, mense. As jy jou vader en jou moeder eer, maar luister nou mooi. Want baie vaders leer hulle kinders om nie hulle moeder te eer nie. Baie moeders leer hulle kinders om nie hulle vader te eer nie. En dit is nag in daardie huwelike. Want die man takel sy vrou af voor sy kinders, die vrou takel haar man af voor die kinders, en hierdie kinders weet nie meer wat is wat nie, en hulle eer nie meer hulle vader en hulle moeder nie. Hoekom nie? Want Satan weet, Satan ken die Bybel. Hy weet as hy kinders kan keer om hulle vader en hulle moeder te eer, dan kan hulle, daai kinders se dae nie verleng word in die land wat die Here hulle God gee nie. So pa, ek vra jou vandag, as jy jou ma, nie jou ma nie, jou vrou aftakel voor jou kinders, vir hulle vertel, hulle hoef haar nie te eer en te respekteer nie, want sy's dit of sy's dat of sy maak so of sy maak sis, is jy besig om die belofte wat op jou kinders van toepassing is, weg te vat. Want as hulle nie hulle vader en moeder eer nie, kan daai belofte nie op hulle van toepassing wees nie. En Satan weet dit, en hy lei jou om al hierdie goed oor jou vrou uit te spreek voor jou kinders, of mevrou, hy lei jou om al hierdie goed oor jou man uit te spreek voor jou kinders. Kom ons kyk bietjie na hierdie volgende videoetjie wat ook baie interessant is. A young man applied for a job at a large printing company. He passed the first interview and was going to meet the director for the final interview. The director saw his resume and it was excellent. At the interview, the director asked, "Have you received a scholarship for school?" The young man replied, "No." "Was it your father who paid for your studies?" asked the director. "Yes," replied the young man. "Where does your father work?" asked the director. "My father is a blacksmith," replied the young man. The director asked the young man to show him his hands. He showed a pair of soft and perfect hands. "Have you ever helped your parents at their job?" asked the director. The young man said, "Never. My parents always wanted me to study and read more books. Besides, he can do the job better than me." The director responded, "I have a request. When you go home today, go and wash your father's hands, and then come to see me tomorrow morning." As the young man felt his chances of getting the job were high, he decided to agree with him. When he returned to his house, he asked his father if he would allow him to wash his hands. His father felt strange, yet happy, and showed his hands to his son. His son washed his hands slowly. It was the first time that he noticed that his father's hands were wrinkled and had many scars. Some bruises were so painful that his skin shuddered when he touched them. This was the first time that his son recognized what it meant for this pair of hands to work every day to be able to pay for his studies. The bruises on the hands were the price that his father paid for his son's education, his school activities, and his future. After cleaning his father's hands, the young man stood in silence and began to tidy and clean up the workshop. That night, the father and son talked for a long time. The next morning, the young man returned to the director's office. The director noticed the tears in the eyes of the young man as he asked, "Can you tell me what you did and what you learned yesterday at your house?" The young man replied, "I washed my father's hands, and when I finished, I stayed and cleaned his workshop. Now I appreciate and recognize that without my parents, I would not be who I am today. By helping my father, I now realize how difficult and hard it is to do something on my own. I have come to appreciate the importance and the value in helping the family." The director said, "This is what I look for in my people. I want to hire someone who can appreciate the help of others, a person who knows the hardship of others to do things, and a person who does not put money as their only goal in life. You are hired." Children who always get what they want develop "I have the right" mentality and always put themselves first, ignoring the efforts of their parents. If we are this type of protective parent, are we really showing love, or are we destroying our children?
These type of parents may feel that they're showing love to their children, but they are actually destroying them. It's great to give your children a great life, but when you're washing the floor or painting the wall, please let them experience that too. After eating, have them wash the dishes with their brothers and sisters. The most important thing is that your children learn to appreciate your efforts, to experience the difficulties, and to learn the ability to work with others to get things done. Nou ook 'n interessante video, né? Ja, die kinders moet besef dat ouers, en dis nie net altyd die pa nie, maar die ma en die pa doen hulle alles, doen hulle bes om die kinders te help, om vir hulle te voorsien, om te kan gaan studeer of wat ook al. Want kinders vat dit baie keer as vanselfsprekend, en so moet ons kinders ook leer. Nee, hulle moet dankbaar wees vir 'n pa en 'n ma, vir wat dit ook al mag wees, hoe bietjie die pa ook al mag doen, hoe bietjie die ma ook al mag doen, moet kinders leer om dankbaar te wees daarvoor. Die volgende punt, 2.9, om saam te heers in geestelike oorlogvoering. Want in Genesis 1 vers 28 het God hulle geseën en God het vir hulle gesê, wees vrugbaar en vermeerder en vul die aarde, onderwerp dit en heers. Heers oor wat? Psalm 8 vers 7 sê, U laat hom heers oor die werke van U hande. U het alles onder sy voete gestel. Wat sluit nou die werke van God se hande in? Ook die gevalle engele, die demone, die bose geeste. Want Efesiërs 6 vers 12 sê, want ons worstelstryd is nie teen vlees en bloed nie, maar teen die owerhede, teen die magte, teen die wêreldheersers van die duisternis van hierdie eeu, teen die bose geeste in die lig. Dis oor wie ons moet heers, en ons moet dit saam kan doen, want van Genesis 1 vers 28 af is dit al ons opdrag, dat ons die werke van God se hande oor dit sal heers, en dat hy alles onder ons voete gestel het. En dis wat ons moet verstaan, mense. Hierdie 9 punte, jy kan maar die DVD maar weer rewind en weer hierdie stukkie kyk, punt 2 kyk, van 2.1 tot by 2.9. Wat is die rede waarom God die huwelik ingestel het? Vir hierdie 9 punte. Sodat ons kan weet, dis vir kameraadskap, vir seksuele vervulling, om goddelike kinders voor te bring, om te heers, om vir mekaar om te gee, om dat die man iets het om vir homself oor te gee, dat die vrou die huis kan bou en met haar wysheid en al hierdie goed. Dis die rede waarom God die huwelik ingestel het, sodat God daardeur verheerlik kan word, want die huwelik is 'n instelling van God af, nie van iemand anders nie. God het die huwelik ingestel. God het aan die begin gesê, Genesis 1 vers 28, en God het die mens geskape, na sy beeld en sy gelykenis. Man en vrou het hy hulle geskape, hulle geseën, vir hulle gesê, wees vrugbaar, vermeerder, vul die aarde en heers. Die huwelik van 'n man en 'n vrou kom van God af. Nou laastens by punt 3. Vir wie doen ons dit nou alles? Dit wat ons hier in die huwelik doen, vir wie doen ons dit eintlik? Kom ons lees wat het hierdie skrywer gesê. What makes a marriage Christian? According to author Gary Thomas, we are not asking the right questions. What if your relationship isn't as much about you and your spouse as it is about you and God? Mense, hierdie is 'n uiters belangrike punt wat hierdie skrywer maak. Dat jou verhouding met jou man of jou vrou het actually niks eintlik met jou en jou man of jou vrou te doen nie, maar eintlik met jou en God. Instead of asking why we have struggles in the first place, the more important issue is how we deal with them. In Sacred Marriage, Thomas asks, how can we use the challenges, the joys, struggles, and celebrations of marriage to draw closer to God? What if God designed marriage to make us both happy and holy? Jy sien, jou maat is juis jou persoonlike heiligmaker. Jou man of jou vrou is juis die een wat jy moet sê, nee my man, jy syp te veel. Nee my vrou, jy vloek te veel. 'n Vrou moenie so baie lelike woorde uit haar mond uit laat kom, dan moet actually geen vuil woorde uit ons mond uitkom. En in steede daarvan om dan kwaad te word vir mekaar, moet ons kan sê, dankie Here vir my man, dankie Here vir my vrou, wat my help om op hierdie pad van heiligmaking te lewe. We have to stop asking of marriage what God never designed it to give. Perfect happiness, conflict-free living, and idolatrous obsession, Thomas explains. Jy sien, dit is nie wat die huwelik vir ons gaan bring nie. Instead, we can appreciate what God designed marriage to provide.
partnership, spiritual intimacy, and the ability to pursue God together. So, what is the most common misconception Christians have about marriage according to Thomas? Finding a soulmate, someone who will complete us, he says. The problem with looking to another human to complete us is that, spiritually speaking, it's idolatry. Want mense, jy sien, net God kan jou daardie vervulling gee. We are to find our fulfillment and purpose in God. And if we expect our spouse to be God to us, he or she will fail every day. No person can live up to such expectations. Everyone has bad days. Yells at his or her spouse, or is downright selfish. Almal van ons, my liewe vriende, gaan deur sulke goed. Despite these imperfections, God created the husband and wife to steer each other in His direction. En hier is 'n baie belangrike punt wat hierdie dame maak. God het ons die huwelik gegee, sodat ons saam na God toe kan groei. Julle onthou mos ook daai dingetjie van die driehoekie, van die man aan die kant en die vrou aan die kant en God daarbo. En na die mate wat die man nader aan God groei en die vrou nader aan God groei, groei hulle ook al hoe nader aan mekaar. En dis waaroor dit gaan, my liewe vriende. Jy as man met alles in jou vermoë doen om nader aan God te kom. Jy sis as vrou met alles in jou vermoë doen om nader aan God te kom. Want daardeur sal God julle ook nader aan mekaar trek. En sal die eenheid tussen julle twee as man en vrou al hoe sterker wees, sodat daar nie invloede van buite af by julle gaan kom steel nie, omdat julle weet wat die woord sê, en omdat julle dit vir die regte rede doen, naamlik vir God. Want jy sien in Kolossense 3, vers 17, vers 23 en 24 sê, en wat julle ook al doen, in woord of in daad, doen alles in die naam van die Here Jesus, en dank God die Vader deur hom. En wat julle ook al doen, doen dit van harte soos vir die Here, en nie vir mense nie, omdat julle weet dat julle van die Here die erfenis as vergelding sal ontvang, want julle dien die Here Christus. Kyk mooi wat daar staan. Wat julle ook al doen, doen dit van harte soos vir die Here. Sluit dit dalk jou huwelik in? Verseker ja. Jy sien, so selfs jou huwelik moet jy van harte doen, soos vir die Here en nie vir mense nie. So jy doen nie eers jou huwelik vir jou man nie. Jy doen nie eers jou huwelik vir jou vrou nie. Jy doen nie eers jou huwelik vir jou kinders nie, jy doen dit vir die Here. En omdat jy dit vir die Here doen, sal jy op 'n dag wanneer jy voor die troon verskyn van die Here die erfenis as vergelding ontvang. Dan gaan die Here jou beloon en sê, mooi so my kind. Weet jy wat, ek is trots op jou, omdat jy gestaan het op my woord. Selfs deur die moeilike tye in jou huwelik, selfs toe jou man jou sleg gesê het, selfs toe jou vrou jou sleg gesê het, my kind, ek is trots op jou, jy het gestaan op my woord. Hier is vir jou loon vir dit wat jy daar gedoen het, ook in die huwelik, omdat jy geweet het, jy doen dit vir my kind, daarom kan ek jou nou beloon. Hier het 'n ander skrywer gesê, God still follows his way when joining Christians in marriage as he did Adam and Eve. What God hath joined together, het Jesus in Mattheus 19 vers 6 gesê, we marvel at the matchmaker. Nou mense gepraat daarvan, as jy 'n baie uitstekende boek wil lees oor huwelike en hoe jy moet bid vir jou vrou en dis meer, kry die boek van Derek Prince, God is the Matchmaker. Dit is 'n uitstekende boek waar hy verduidelik hoe die Here die matchmaker is in enige huwelik. Seeing single Christians' needs, he quietly gives them hope. He will meet them his way. He then prepares a man for his wife by making him willing to seek God's wisdom, accept the responsibility, and lovingly and faithfully provide for his soulmate. He prepares a wife for her man by reshaping her thinking until she is willing to graciously submit to her husband's leadership, competently add whatever he lacks, and willingly work alongside him in their family and in their church. One fine day, when they least expect it, he arranges for them to meet. Soon they acknowledge his hand in their meeting, join their hands in marriage, and adapt to their new life together. And they bear fruit. They produce natural fruit, children born into families, or spiritual fruit, sinners reborn into church families, or both. If they abide near their matchmaker, they yield him the Christ-like fruit of the Spirit daily. Jy sien, mense, dis hoe dit werk.
Jannie word groot in die Swartland. Hy het daar onder in die Kaap groot geword. Sunny het op 'n plaas in Messina groot geword. Maar sy bid vir 'n man van God in haar lewe. Hy bid vir 'n vrou van God in sy lewe. En op 'n dag, wat gebeur? Die tweeetjies is albei op vakansie in Durban. En hy loop aan haar vas, terwyl hy op sy selfoon kyk en hy kyk waar hy loop, terwyl hy SMS vir sy maale nie. En hy loop aan haar vas en hier ontmoet hierdie tweeetjies. En hulle begin na gees, siel en uiteindelik met hulle troue na liggaam God dien. En dan gee hulle vir God die eer. Omdat God, 'n man van die Swartland en 'n meisie van Messina in Durban mekaar kan laat ontmoet. En dan 'n goddelike huwelik daardeur tot stand bring. 'n Goddelike huwelik wat uiteindelik goddelike kinders voortbring, waar 'n pa en 'n ma hulle kinders leer aangaande die woord van die Here. En waar hulle ook uiteindelik in hulle gemeente betrokke raak en help om evangelisasiewerk te doen, om siele te wen vir die Here en God daardeur te verheerlik. So mense, vir wie doen ons dit alles? Vir God. Jou huwelik het niks met jou te doen nie. Jy sien, die Here sal so gereeld vir my sê, Tian, it is so not about you. It is all about me. So mense, weet jy wat? Dit is my lekker om in 'n huwelik te staan waar ek hierdie beginsels ken. Ja, die van julle wat my ken weet, ek staan in 'n tweede huwelik, want ek het dit nie in my eerste huwelik geweet nie. Want ek het eers tot bekering gekom 6 jaar nadat ek reeds met my tweede vrou getroud was. Maar ek en my vrou dien die Here saam volgens hierdie beginsels dan. So ja, ons het ook daai fout gemaak wat ek aan die begin van gepraat het, maar die Here het ons herstel en omgedraai en ons kinders se lewens herstel en ons kinders dien die Here en dit is vir ons 'n wonderlike voorreg want ons doen dit net vir God nou. Ek doen dit nie vir my vrou nie, sy doen dit nie vir my nie. Sy doen dit vir die Here. Maar omdat ons dit vir die Here doen, kom ons al hoe nader aan mekaar. Is ons al hoe meer 'n eenheid in Christus wat sterk kan staan teen die aanslag, wetende ons kan dit nie in ons eie krag doen nie. En ek bid werklik dat die Heilige Gees die naprediker sal wees van hierdie woord, ook in jou hart. Maar wetende, weet jy wat, ons doen dit vir daai God, wat nie 'n dooie God is nie. Want Jesus sê in Openbaring 1 vers 17 en 18, ek is die eerste en die laaste en die lewende. En ek was dood en kyk, ek leef tot in alle ewigheid. Amen. En alle eer gaan aan Jesus Christus van Nasaret. Hy wat homself vir sy bruid oorgegee het, sodat ons ook ons huwelike kan skoei op die beginsel van Christus se huwelik met sy bruid. Ons is op pad na daardie bruilofsmaal toe en ons gee hom al die eer. So kom ons bid saam. Here Jesus, ons wil U loof, prys en eer. Dankie Here vir wat U vir ons gedoen het. Dankie vir wat U vir ons moontlik maak en dankie dat U ons ook wil lei in ons huwelike. Ek wil bid Here dat die Heilige Gees werklik die paar punte wat ek hier op hierdie DVD met mense gedeel het, nog verder sal oopbreek in hongerharte. Dat 'n man en 'n vrou sal opstaan en sê, Here, begin by my. Ek wil graag hê ons huwelik moet geskoei wees op die woord van God. En Here, as hulle die fout gemaak het om dit anders om te gehad het, om eers met die sekule te begin en hulle bely dit voor U, ag Here, volgens U woord vergewe hulle. En herstel hulle huwelike, herstel hulle verhoudinge, herstel hulle kinders se lewens. En ek bid Vader dat kinders, vaders en moeders, hulle vaders en moeders sal begin eer sodat dit met hulle goed sal kan gaan. En dat huwelike en families 'n voorbeeld sal wees vir die wêreld daar buite. Dat die wêreld sal sien, daar bestaan nog steeds net een ware diepe huwelik. Tussen een man en een vrou, sodat God daardeur verheerlik kan word. In Jesus Christus se naam. Amen.